Elke volwasse gelowige kan vir jou die storie vertel van hulle isolasie reis. Dat daar was 'n stadium wat God hulle letterlik weggesteek het in sy geheime plekkie. En ek sien dit werklik soos 'n reis, net soos die film Eat, Pray, Love, 'n reis was wat sy opgegaan het as genesing vir haar trauma. So sien ek ook dat die isolasie reis wat tydperke en seisoene wat kom en gaan in elke volwasse gelowige se lewe, werklik waar 'n element het van verdieping in jou geloofslewe. Nou awesome en 'n vriendelike shout-out na my vriendin Mark en besigheidsgaga wat tans haarself beleef deur 'n nuwe isolasiereis, net soos hierdie liedjie. Hierdie is 'n reeks van gebede wat ek graag wil bid vir enige persoon wat tans op 'n isolasiereis is. Ek het gaan kyk na elke keer wat Jesus in isolasie was en wat was die vrugte wat hy daarvan afgepluk het. So ek bid dit vir elkeen wat ook op so 'n isolasiereis is. Nommer 1. Die verhaal wat in Markus 1:16 plaasgevind het. Nadat Jesus gedoop is, het hy vir 40 dae lank in die woestyn gaan rondloop in isolasie. Die eerste ding wat vir my uitstaan is hy het nuwe oorlogstegnieke, battle plans en tools gekry. Tydens hierdie stadium het hy vir ons die eerste maniere geleer van hoe om geestelike oorlogsvoering te doen, deur om terug te praat met die duiwel en om vir hom te sê, want daar staan geskrywe. So dis my eerste gebed vir jou. Mag jy nuwe oplossings kry vir probleme wat tans in jou lewe is met jou isolasieperiode. Die tweede ding wat ook vir my daar uitstaan is dat die engele het vir hom bedien. Mag jy super bonatuurlike maniere kry hoe God vir jou siel, jou gees, jou hartjie en jou fisiese kom verkoop en verfris tydens hierdie tydperk. Gedeelte was die nuwe dimensies aan verhoudings. Markus 1:16. Jesus het direk na daai isolasieperiode het hy presies geweet watter disippels om te gaan kies om hom te volg. So ek glo met elke liewe tydperk wat ons in isolasie gaan God vir ons nuwe tools gee om met mense te werk in ons lewe. En dit gaan ons net makliker maak om met mense te connect. So ek bid dit ook vir jou dat jou menseverhoudings net sal versterk deur elke isolasie.
Nou gaan ons dit nog 'n stapie verder vat om te vra maar wanneer het hy dit gedoen? So die derde ding wat gebeur het is 'n nuwe opdrag of roeping volgens Markus 1 vers 35. Hierdie was net na Jesus se heel eerste massagenesing in Kapernaum. En op hierdie stadium het Jesus toe nou gaan soek vir isolasie. So baie keer as jy tyd spandeer het met 'n medegelowige of dalk met 'n nie-gelowige en jy het 'n bietjie genesing vir hulle gebring, dan voel 'n mens baie keer moeg en uitgeput. Daar's 'n fantastiese Griekse woord daarvoor, Eucharist. Na hierdie bediening, nadat jy gewoonlik vir iemand gehelp het of tyd spandeer het in iemand of ingesaai het in iemand, dan voel 'n mens nog ons het tyd alleen nodig, tyd om te herstel en tyd om weer volgemaak te word met God. En tydens hierdie isolasietydperk van Jesus het hy 'n nuwe opdrag gekry van God af om te gaan na die dorp toe. So ek bid dit ook vir jou, dat jy werklik oor daai isolasieperiode 'n nuwe roeping sal kry, 'n nuwe opdrag van God van waarop jy nou moet fokus. Die volgende ene, Markus 1 vers 45. Mense drein jou. Jesus het innig jammer gevoel vir 'n persoon hierso. En ek glo elke keer wanneer ons emosionele ondersteuning gee aan iemand, elke keer wat ons sê ag shame, wat ons simpatiseer, wat ons empatiseer, gee ons letterlik 'n gedeelte van ons energie weg vir daardie persoon om hulle te help optrek. En ek glo dat kom op 'n stadium wat jy dan werklik word depleted voel, wat jy moeg voel. En is op daai stadiums wat jy dan isolasie gaan soek om te sê, Here, Jesus, ek maak my vol. Daar is 'n verhaal wat Rob Bell ook verduidelik van hoe die atome en die molekules versprei van persoon tot persoon. Dat daar sekere mense is wat jy aan die brein. En dan dis op daardie oomblik wat jy dan daai isolasie nodig het. So dis my gebed vir jou. Mag God jou liefdesdheid, jou emosionele vermoë sommer vinnig weer volmaak sodat jy weer kan gaan bedien in die wêreld daar buite.